is dit die maand Abib of Nisan deel 1. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit sou gebeur dat jy so belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan kan jy my kontak by die volgende nommer, maar ek moet dit net noem, ons het op die oomblik 'n pakket, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die dik Hebreëse, Engelse streep Hebreëse Bybel. Sy prys is al die laaste 3 jaar dieselfde. Wat ons gedoen het, ons het 'n klompie in voorraad en ek wil hulle graag uitkry. Ons gaan vir u 2 Restoration of the Original Sacred Name Bibles gee vir die prys van 1. Dis posgeld ingesluit in Suid-Afrika van Postnet tot Postnet en ook in Namibië. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. Soos jy kan sien hier regsbo, né? Dis uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u die kennisgewing van al die ander studies kan ontvang waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker dit 'n paar veiligheidsgordels. Ons noem dit in Afrikaans seatbelts. Want iemand gaan uit hulle stoele uitval. Skryfblok, pen en ten minste 33 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Bydrae is baie belangrik. Dit is uiters belangrik dat u sal verstaan dat ons onsself nie, ek sê nie met hoofletters, aan enige van die volgende instansies, kerke, groepe of organisasies behoort nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat internasionaal funksioneer. Elkeen doen sy Bybelstudie op hulle eie tyd. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die 1860 Bybel. Dis die een wat ek vir u gesê het waarvan daar 'n pakket is waar jy 2 kan kry vir een se prys, en dit gee jy geleentheid om in iemand se lewe dalk 'n Bybel te saai. Volgens hierdie genoemde antieke Engelse Hebreëse Bybel glo ons dat die naam die Here Jesus is 'n werklikheid Javashoa, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige is in werklikheid die Ruach HaKodesh. En in die tyd wat ek bedien, wanneer ek praat van die Ruach HaKodesh, dan maak ek so, dan sê ek Heilige Gees, dis hakies. In die tyd van die studie gaan ek nou en dan aan hakies maak vir ander goed ook. Neem kennis, die onderdompelingsdiens is Saterdag die 2de Mei, 3 uur die middag, nie 2 uur nie, 3 uur. Ons verwag 'n hele klompie mense. So as u sou belangstel om geonderdompel te word, as u reeds bekeer het, dan kan u laat onderdompel, u beklee in die naam van Javashoa tot vergifnis van die sonde. Dis in Montana. Ek wil net sê dis 'n warmwater swembad, dis by 'n swemskool. Warmwater swembad, so dit is nie koue water nie. Sou jy belangstel, moet jy my kontak by die nommer hierso, dan gee ek vir jy die pin location en natuurlik ook die adres en alles. My nuwe boek is op die oomblik by die drukkers. Waarom noem julle hom Jesus? Halleluja. Waarom noem julle hom Jesus? As jy sou belangstel, kan jy begin kontak en dan kan ek vir die pryse goed gee oor die foon. Die rede dat ek nie nou pryse en goed gee nie, iemand anders se kyk dalk oor 2 jaar of 3 jaar na hierdie reeks, hulle kom later tot bekering of hulle oogies gaan oop. En dan wat gebeur? Dan hoor hulle die prys van die boeke, dan was daar dalk al 1 of 2 prysverhogings gewees, want alles gaan ons op saam met die petrol. So jy moet my skakel vir die prys van die boek, as ook vir die Bybels. Kom ons bid saam, dit is die eerste keer wat ons die reeks gaan uitsaai, ons bid altyd die eerste geleentheid. Vader, Jaffa, Vader, ons kom in die naam van Javashoa, dit is Jesus Christus, in hierdie tyd, en ons wil bid dat hierdie reeks wat uitgesaai word,
laat dit iewerster in goeie grond inval. En dat dit die mense in hulle wese sal aanraak. Dat u die kerkdogma en die godsdienstige teologie sal openbaar, sodat die mense tot die bonatuurlike geopenbaarde woord kan kom. Salf die woord, salf my wat bedien, Vader, maak my verstand vrugbaar, sodat u deur my kan spreek. En seën elkeen wat luister. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jahvashua, dis Jesus Christus. Laat dit so wees. Halleluja. Halleluja. Jy sal hoor ons sê nie amen nie. Hoekom nie? Want amen beteken praise unto the Son God. Amen ra. Ons sê halleluja, wat beteken let it be. Laat dit so wees. Goed. Baie welkom by die begin van die studie. En ek glo dat dit gaan vir u 'n blessing wees. En my begeerte is dat Vader die tyd wat ek ingesit het in die navorsing in die reeks, dat dit iewers in goeie grond val. Nou, met die begin van hierdie reeks gaan ek vertel wat dit so 3-24 jaar terug gelede gebeur. My dogter Nelly, ons het net die twee, dis net Niklas en Nelly. Sy het Damien verwag. En sy was toe vir die naweek by ons gewees. Nou in Chatsworth, daai tyd was ons in Natal gewees. En ons was uitgenooi na 'n diens by die Indiër mense. En terwyl ek toe daarso die woord bedien het, die eskatologie woord, het ek 'n uitnodiging gemaak en mense het vorentoe gekom dat ek vir hulle kan bid, soos wat ons altyd maak by die dienste waar ons spreek. En Nelly het ook vorentoe gekom vir gebed, waar ek toe ek by haar kom, toe verwag sy die seun, wat sy naam toe nou Damien geword het. Op daai staan moet nie geweet of 'n seun of 'n dogter was nie. En terwyl ek by haar staan om vir haar te bid, vra ek vir haar, waarvoor moet ek bid? En sy sê, pa, dat ek deur hierdie swangerskap sal gaan sonder komplikasies. En terwyl ek vir haar bid, lê ek my hande op haar maag. En ek bid en ek sê, Vader, want daai tyd het ons nie die name geken nie, in die naam van Jesus Christus, en ek lê my hande op haar maag, ek bid hierdie seun, dat hy 'n evangelis in Suid-Afrika sal word. Nou hoor wat ek sê, hierdie seun, in die geloof, sodat hy evangelis kan wees. Op daai stadium, soos ek sê, het ons nie die name geken nie, en ons is toe huis toe die aand, en die lewe het aangegaan. Hy is toe later gebore, sy naam is Damien, en hy is toe 'n seun. Nou hy is toe nou 'n paar jaar, nou so rukkie terug, 'n paar jaar gelede getroud, en op een stadium, toe kom hy by my, hy sê, oupa, Mamy sê dat oupa het vir my gebid toe ek nog in haar baarmoeder was. Wat het oupa gebid? En ek sê, ek het gebid dat, of daai stadium is ons toe nou in die geopenbaarde name, ek sê gebid dat Jahva jou sal gebruik as 'n magtige evangelis in Suid-Afrika. Nou, hy begin belangstel in die bonatuurlike geopenbaarde woord, meer as ooit tevore. Sy belangstelling is geprikkel, en die erns wat hy het rondom die woord, en die kennis, is soos dat hy in 'n sekere diens gesit het, in iemand se diens, en tydens die diens het die pastoor bietjie snert gepraat, en wat gebeur? Hy en Chantay, sy vrou, het opgestaan, en hulle het uitgestap, en uit my gebel en sê, oupa, ek het nie langer in daai diens gesit nie, want dit brys in teen dit wat in Jahva se woord staan. Nou, 'n jong man van 24, 23, 24, wat dit kan doen, is 'n ouetjie met 'n bietjie ruggraat. Nou, hy het toe geluister na my reeks, wat ek bedien het op internet, nou so voor Paasfees, Paasnaweek, Goeie Vrydag, wat julle dit wil noem. En hy sê toe, hy luister toe na die reeks,
op watter dag is Jesus gekruisig? Dis 'n reeks wat daar lê. En hy het na dit geluister en die volgende ding toe bel hy my, hy sê, oupa, ek het ook op die internet gaan kyk, wat sê hulle oor Goeie Vrydag? En toe praat hy van die groen koring wat nodig was, en die koring wat nodig was vir Israel om deur die woestyn te kon trek, in die tyd nadat hulle uit ballingskap uitgekom het onder Egipte en die farao's. En toe hy met my oor dit praat, toe het ek vir hom sekere antwoorde gegee, en na dit het ek en Pastoor Rika gesit en gesels, en ek het besef die nodigheid, as hy soveel belangstel in die woord, en self gaan navorsing doen het, want meeste mense gebruik maar vandag die internet, AI, en gesien het die snert wat daar gepraat word oor die koring, wat nie in Abib kon gegroei het nie, maar dit moes in Nisan gewees het, en my toe laat besluit om hierdie reeks te doen, en daarom gaan ek u bedien met die woord. Onthou, dis 28 jaar, wat ek aan geen kerk behoort nie, ek behoort aan die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, want hy kom vir sy bruid by die wederkoms aan die einde van Openbaring 3:22, wanneer die bruid weggetrek word volgens 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17, wanneer ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Jafashua tegemoet volgens 1 Korinte 15:27 tot 58, waar ons dan vir ewig in die hemel by Jafashua, dis Jesus Christus, gaan bly in die woning, want hy sê Jafashua vir opvaar in die hemel, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek vir julle gesê het, maar ek gaan vir julle plek voorberei, as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is, maar in die tussentyd stuur ek vir julle 'n ander trooster. Hy sê nie die trooster nie, hy sê 'n ander trooster, wat julle sal leer in alle reg en in waarheid, en julle oortuig gaan in sonde en ongeregtigheid. Met ander woorde, wat doen hierdie ander trooster? Hy lei ons in die waarheid en in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Halleluja. Nou dit is die agtergrond van hierdie reeks, en in hierdie reeks, omdat ek nie aan 'n kerk behoort nie, en ek niks hier uit kry nie, gee ek vir u die woord, die skrif, soos ek in al my boodskappe doen, in meer as 2.500, amper 3.000 YouTube boodskappe, ek gee vir u die inligting, en u besluit of 'n skriftuurlik is al dan nie. En as ek verkeerd is, asseblief, kontak my en help my reg. Ek gee u die toestemming. Vat my saam hemel toe, ek deel met u alles wat ek het, so as u dan nou meer het as wat ek het, vat my saam hemel toe, ek wil ook hemel toe gaan, ek wil dit nie mis nie. Goed, in hierdie studiereeks gaan dit nodig wees, dat ons vandag self sekere vrae sal moet beantwoord, elke een van ons. Dis nie waar ons in 'n groep sit en almal sê ja, amen, hulle sê ons amen, amen, daar is nie van amen nie, laat dit so wees. Amen is 'n vervloeking, is 'n vervloeking. En halleluja, ek wil net sê die woord halleluja beteken prys unto Jahwe. Die Joodse mense, die Hebreërs, die Israeliete, omtrent in elke een van hulle liede, hulle songs, kom die woord halleluja voor. Halleluja, nie met 'n J-A-H nie, I-A-H, ja, Vader se naam, ja, va, halleluja, kyk hoe maklik is dit. Net jouself sal kan bepaal in hierdie reeks, wie lieg nou weer vir wie, want iemand is besig om vir iemand te lieg, en ons moet dit uitvind. Verskillende aanhangsels en byvoegsels, jogg, om ons vandag in die tyd van hy sê, ons vandag in die tyd van die groot leen lewe, omdat ons vandag in die tyd van die groot leen lewe, is dit noodsaaklik om verseker te weet, dat dit wat ons in die kerke en van die kansel af en op internet verkondig word, die volle Bybelse waarheid is. Ek sê, dit wat in die kerke, kansels af, enige plek, die internet, dit wat verkondig word, dit moet die volle Bybelse
waarheid wees. Nie pastoor Hagee in Amerika se teologie nie, nie Oral Roberts se teologie nie Benny Hinn se teologie nie, of professor Hannes Redling se teologie nie. Dit moet die Bybelse waarheid wees. Waarom? Want mense is nie meer vandag bereid om net die 1933 of die 53 Afrikaanse Bybel te gebruik nie, maar is heeltyd besig om na onbybelse aanhangsels en byvoegsels te soek om hulle onbybelse teologie mee te bewys. Nou ek sê nie, dit is net die 33 en die 53 Bybel wat reg is nie. Daar is ook die 1611 King James Bybel, Nederlandse State Bybel, die Lutherse Duitse Bybel, maar ek wil nie 'n 83 Afrikaanse Bybel gebruik nie, want tussen die 33 Afrikaanse Bybel en 83 Afrikaanse Bybel is daar 9000 skriftuurlike veranderings. Nou maak jou seatbelt vas. 18 totale versweglatings. 18 totale versweglatings. Ek het 'n boek geskryf, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. As u belangstel om die inligting te kry, wat nie hulle gelyk het nie, kan jy my kontak by die nommer. Ek wil net so terloops sê, ek is die skrywer van 23 dik boeke. Al my boeke is dik boeke. A4 boeke, 500 bladsye. Ons gaan nie oor 500 in 'n boek nie. En natuurlik A5 boeke tot op 500 bladsye. Dis nie traktaatjies waar dit 'n klein dun boekie van 40 bladsye is. Dis 'n traktaatjie. Praat van boeke met vol bibliografies agterin. 23 van hulle, ek is tans besig met nog 2 nuwe boeke. So pas my nuutste boek is by die drukkers en ek noem dit maar net die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Gaan vat jou Bybel aan, lees jy sommer net vir my interessantheid te onthou. Gaan lees Hebreërs hoofstuk 1, lees daai 14 versies. Kyk of jy kan uitmaak wat gaan daaraan. So ek sê die mense vandag is ingelig, hulle is nie bereid om mee aan hulle neuse rondgelei te word. Die tyd van die groot leuen, omdat ons vandag in 2026 in die tyd van die groot leuen leef, is dit des te meer noodsaaklik dat ons vandag die gees of die persoon, ek sê gees met 'n klein g. As dit die Heilige Gees is, dan sal dit hoofletter G wees. In die Hebreërs Ruach HaKodesh. Maar elke gees, klein lettertjie G. Apostel Paulus sê, die gees, toesie gees, toesie gees. Gees is 'n persoon, ek is 'n gees. Ek is 'n mens, maar ek het my eie gees. Die gees is my wil, is my in Afrikaans my attitude. Dit hoe ek voorkom. Wat se gees openbare. Dis 'n klein g. Alright, om te ervaar, ons moet elke gees by die woord van Jahwe Almagtig, dis God, sal toets om te ervaar of dit wat verkondig word Bybels is. Dis belangrik, Bybels. En of dit nie net weer een of ander godsdienstige byvoegsel is, wat Satan, en ek praat van Satan, en sê ek praat sommer met 'n klein lettertjie S. In al die Bybels word die woord Satan met 'n hoofletter gespel, en ek het dit nou al 100 keer gesê, maar weer sê, toe die Bybelgenootskap in 2012 besig was met die begin van die 2016 Bybel, wat toe eers in 2020 uitgekom het, ons het hom geblokkeer, met 3,5 miljoen mense wat my petisie geteken het op die internet, so het hulle gekom waar hulle die naam in die messiaanse profesie, die naam van Jesus Christus met klein lettertjies skryf. Toe vra ek vir Dominee Gerrie Christinger, hy was op daai stadium die CEO van die hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap, toe sê ek vir my, as julle nou die naam Jesus Christus met klein lettertjies skryf, sal julle ook die naam Satan met 'n klein lettertjie skryf. En tot vandag toe, in 2026, het hy nog nooit die guts gehad om my te kontak en my te sê, nee, ons sal nie. Gaan kyk maar weer in die 2020 Bybel, oralste is die naam Satan met 'n hoofletter gespel. Hy sê so, hy sê, want Satan is deur die internet gebruik om te veroorsaak dat onskuldige, eerlike mense reguit na die hel gelei word. Wat gebeur? Ek sê nie alles op die internet is sonde nie, ek sê nie alles op die internet is verkeerd nie, daar is goeie goed, daar is goeie artikels,
maar jy moet weet waarna jy kyk en waarna jy soek. Anders is soos 'n geel vis wat in 'n stroom swem en hy sien daai geel pitmielie daar dryf en hy vat hom. So maklik so dit. Daarom verklaar die woord, ek verwonder my. Galate 1 vers 6. Galater of Galasiërs vir die ander, dis eintlik Galate 1 vers 6. Vers 6. Ekskuus tog. Galate 1 vers 6. Ja, Galate 1 vers 6. Ek, apostel Paulus, kyk my vingers, sodat u weet wie praat met wie. Ek, apostel Paulus, verwonder my dat julle, kyk my vingers, ook in 2026, so gou afvallig word van hom, Jahshua, Jesus Christus. Wie julle, my vingers, wie deel van die bruid is, deur die genade van Jahshua geroep het, na 'n ander evangelie toe. Wat sê apostel Paulus? Daar al meer as 2000 jaar gelees hy vir sy mense. Hy sê, ek kan nie verstaan nie. Ek werk met julle so lank. En as die volgende ou met 'n storie kom, dan hardloop hulle agter hom aan. Vandag is julle in die kerk, môre is julle in daai kerk, môre is julle in daai kerk. Dit is my verbasend hoe julle agter mense aanhardloop. Dis wat hy eintlik sê daarso. Hy sê dit verbaas my. En dis wat gebeur vandag. Ons het 'n gesegde in Afrikaans wat ons noem church bouncing. Vandag is die ou sê nee, ek behoort nie in een kerk nie. Vandag hierso en ek is môre daar en ek is oormôre daar. En in die tussentyd groei hy niks geestelik nie, want hy weet nie wat hy wil hê nie. Mense wie julle in die war wil bring. Hy sê daar so in vers 7, Galate 1:7, terwyl daar geen anders. Kom ek lees net vers 6 en dan lees ek vers 7. Ek, apostel Paulus, verwonder my dat julle ook in die 2026, ook vandag, so gou afvallig word van hom. Kyk daai woord hom met sy het 'n aanhalingsteken, Jahshua of Jesus Christus, wie deel van die bruid is, deur die genade van Jahshua geroep het, na 'n ander evangelie toe. Vers 7. Terwyl daar geen ander is nie. Nou, ek moet dit dalk net sê, terwyl van die mense wat vir die eerste keer dalk na my luister, ek was al my lewe, ek was 'n pastoor vir 18 jaar, kom met die evangelie van ek 11 jaar oud is. Ek was geleer dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy is die opstanding en die ewige lewe. Hy is die herder, ons is die skape. Jesus Christus. Ek sou voor 'n vuurpeloton gaan staan het vir die naam van Jesus Christus. Dit was vir my alles gewees. Totdat op 'n tyd toe om tuis, daar in 2012 met my begin, terwyl ek met die Bybelgenootskap besig was, ek het die voorreg gehad om vir 8 jaar op televisie te preek, en oom Thuis het my ek het toe, dit wat ek teen die Bybelgenootskap opgetree het ek uitgesaai. Oom Thuis het my geskontak, hy was daar in die Vrystaat gewees, ou oomie 82 jaar oud, en hy het met my saam gewerk teen die Bybelgenootskap. En eendag uit die bloute uit, toe vra oom Thuis vir my, wat is jou God se naam? En ek sê, sy naam is Jahweh, want dis hoe ons geleer is, of Jehovah, of God, of Here. En hy sê vir my, weet jy wat, jy ken nie eers jou God se naam nie. En daar begin die verhouding met my en oom Thuis onmiddellik troebel raak. Hoekom? Want hy die Afrikaans gebruik, hy het my boks geskit. Dit wat ek vir 60 jaar geglo het, 59 jaar geglo het hy skielik kom skit. Want in die skrif het dadelik by my opgekom in Galasiërs hoofstuk 1 vers 6, 7 en 8 waar hy sê, al kom 'n engel uit die hemel met 'n ander evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. En ek sê vir hom, jy's 'n vervloeking, jy kan ons nie teen Jesus Christus kom nie. Ons het met dit groot geword. Dis in al die Bybels geskryf. En hy sê vir my, julle was vas aan die slaap gevang. Godsdienstige dogmatiek en teologie, die Katolieke en die Protestante vas aan die slaap gevang. Met die skepping van Babyloniese gode
afgode in ons 33 Afrikaanse Bybel en ons 1611 King James Bybel. Nou, ek gaan nie oor dit nou baie praat nie, maar ek het oom Thuis vervloek, vir hom gesê, hy sit in die son, hy het sonstraal, ek het hom gesê, sy ma het hom op sy kop laat val toe hy 'n babietjie was, en hy sukkel nou daarmee. Ek was naastig gewees met hom rondom dit, want dis hoe ek is. Hy die integriteit van Jesus Christus kom aanraak, 'n ou man. En toe sê hy vir my 'n ding, hy sê, hy stuur sy Bybel vir my. Hy sê, want Jaffa sê, hy gaan die grootste herlewing in Suid-Afrika begin, en in die wêreld, deur sy Bybel, sy Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, en my evangelie. Ek is niks nie, ons is hier die instrumente wat Vader gebruik. Ek wou van dit niks geweet nie, lang storie kort, die Bybel het gekom, ek wou hom stik en skeer, Pastor Rika het hom gevat, en in 'n kas gesit, en hy gesê, daar is moeilikheid, as ek aan daai Bybel raak. En julle ken mos julle vrouens, hulle het 'n manier om 'n ding te sê, en dan kyk hulle jou so, en dan weet jy, los, dit is so goed as jy gaan krap, die leeu waar hy lê en slaap met 'n stokkie. Moenie met hom gaan sukkel nie, en dis toe waar dit is. Omtrent 3 maande later het Vader eers vir my die woord oopgemaak. Na Pastor Rika op verskillende maniere met my gesukkel het en met my probeer oortuig het. En dan kom Vader Jaffa en maak hy die woord oop. So, nou kom die apostel Paulus en hy sê, ek verwonder my, hy sê hy is verbaas dat julle so gou afvallig word van hom. So ek het nie gou afvallig geword nie. Dit het tyd gevat. En ek het nie afvallig geword nie. Die skille het my oë afgeval. Die godsdienstige skille het my oë afgeval. En dis wat in hierdie reeks moet gebeur. Die godsdienstige skille van dit wat ons geleer was, al ons lewe oor Paasfees en Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Die skille moet van ons oë afval. Weet jy hoekom? Want dit kan nie waar wees nie. Want die Bybel sê, Jafashua, dis Jesus Christus, moes 3 dae en 3 nagte in die doodryk wees. Nou gaan tel jy van Vrydag aand af tot Sondagoggend. Gaan kyk en sien of jy 3 dae en 3 nagte kry. Onmoontlik. En dis die goed wat ons moet aanspreek. Nou ek het 'n reeks oor dit gedoen. Alreeds, maar ek gaan dit hier inkorporeer. Maar dit gaan oor die koring wat in die maand Abib veronderstel is om te wees, sodat daar kos kan wees vir die volk van Israel om uit Egipte land uit te trek. So, ons kyk na die woord, so al sal 'n engel uit die hemel uitkom met 'n ander evangelie, of apostel Paulus kom en hy sê eers, dit verbaas my dat julle so afvallig word van hom, wie julle deur die genade van Jafashua geroep het, na 'n ander evangelie toe. Nou ek wil julle nie na 'n ander evangelie roep nie. Ek bedien vir u die woord en wat u met dit doen, bly altyd jou reg in jou saak. Maar jy gaan nooit eendag vir Jaffa of vir Jesus Christus sê, of vir die Vader sê, ek het nie geweet nie. Galate 1 vers 7, hy sê op die einde, deur die genade van Jafashua geroep het, na 'n ander evangelie toe. Galate 1:7, terwyl daar geen ander is nie. Apostel Paulus sê, behalwe Jafashua, dis Jesus Christus, is daar geen ander evangelie nie, terwyl daar geen ander is, behalwe dat daar sommige mense is wat julle, dis natuurlik apostel Paulus en sy mense daai tyd 2020 jaar gelede, en ook vandag 2026, in die war wil bring. En my doel is nie om jou in die war te bring nie. Maar nou nie daar sit en sê, maar prof, wanneer jy bring ons nou in die war? Nee, ek gee vir jou die woord. Ek gaan vir julle goed wys, wat julle, en ek gaan nou dit in Afrikaans sê, wat jou kerk nog nooit die guts gehad het om oor te praat nie. Een van twee dinge. Of die pastoor en die predikant weet niks hiervan nie, wat eerder die antwoord is, of so nie word hulle 'n salaris betaal, en as hy iets anders te preek as sy teologie en sy kerklike dogma en sy konstitusie en sy leringe, dan het hy nie 'n jobie nie. Dan moet hy ook gaan werk vir 'n salaris. En die goed maak 'n groot verskil. Hy sê, ek is verwonder my, dat julle so gou na ander evangelie geroep word, terwyl daar geen ander is, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle 2026 in die war bring,
en die bonatuurlike evangelie van Yahshua, dis Jesus Christus, wil verdraai. Nou, ek sê weer, ek gee u die toestemming, as ek hierdie woord verdraai, in een opsig, dan is dit u reg om my te skakel, hier is my nommers hierbo, ek gee dit altyd, ek verbaas my, meeste van die predikers, jy sien nooit 'n telefoonnommer, of 'n e-posnommer waar jy met hulle kan praat nie, hulle kruip gewoonlik weg, al my goed is openbloot, elke keer as ek preek, u kan met my kontak maak, maar ek te versoek, moenie na die eerste boodskap my kontak nie, maak jou notaatjies, hier so omtrent so 7-8 uitsendings, op hierdie reeks, en as ek klaar is, en daar's nog vrae wat oor is, kan jy my kontak, maar glo my, soos jy jou lysie maak, en soos die tyd aanstap, gaan jy jouself doodtrek, glo my, so ek lees die skrif, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in 2026 vandag, in die war wil bring, en die bonatuurlike evangelie, van Yahshua, dis Jesus Christus, wil verdraai. Ons lewe in die tyd van die groot leuen, waar daar soveel leuns is op hierdie internet. Daar's kerke wat vandag nie eers meer glo aan die wederkoms van Yahshua nie, Jesus Christus nie. Hulle sê, hoe dominee Gerrie Christinger vir my gesê het, oor hierdie Bybel wat in 2016 uitgekom het, wat eers in 2020 uitgekom het. Hoe het hy vir my gesê, die 33 Bybel, die 53, 50 en die 83 is nie meer relevant nie. Toe sê ek vir hom, die 83 is nie 'n Bybel nie, is 'n stuk rubbish man. Enige Bybel wat 9000 skriftuurlike veranderings in het, en 18 totale verswygergeldig is nie 'n Bybel nie, dit is rubbish. Ek sê, hy is my vleis braai op daai stuk papier nie, hy is my vleis maak stink. Dit is net leuns. Waar die Bybel sê, in Openbaring 22:19, dat as jy een titel of jota weglaat of bylaag, gaan lees wat sê Openbaring 22:19, dan sal Vader dit, wat in die boek geskryf is, by jou lewe bylaag. Hulle laat somme, hulle het 9000 skriftuurlike veranderings, en 18 totale versweglatings. Soos ek gesê het, ek het die boek geskryf, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, waar ek al hierdie inligting vir jou gee, en baie meer. Nou so het die tyd ons gevang, het gebeur so vinnig, ek het 'n versoek, sirkuleer hierdie video, stuur dit vir die mense, die kontak, gaan luister weer na dit. Ek wil sê, moenie net luister nie, kryf jy 'n nota, hoe sê jy, 'n notepad, 'n pen, maak jou notas, vat jou Bybel, lees die skrifte wat ek gee, woord vir woord, gaan weer deur die video, en verkondig die evangelie. Maak jou eie studie, en kyk, as ons klaar is, wat het in die lewe gebeur. Tot volgende keer, as dit Vader se wil is, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.